naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskud. Ons is baie bevoorreg om julle hier te hê saam met ons. Dit is vir ons 'n groot vreugde om hierdie Kersfeesdiens saam met julle te vier. Vandag kom ons nie net bymekaar om liedere te sing en 'n storie te vertel nie. Ons kom saam om die grootste verhaal ooit te onthou, die geboorte van ons verlosser Jesus Christus. Kersfees is 'n tyd van lig, hoop en nuwe begin. En vandag vertrou ons dat Here elke hart hier sal aanraak deur die musiek, die woord en die verhaal wat ons gaan deel. Mag elke lied wat ons sing en elke deel van die storie wat ons hoor, ons herinner aan God se ongelooflike liefde vir ons. So ons het 'n storie vir julle wat vandag saamloop met die musiek. So ons het redelik hard geoefen hiervoor en ons wil hê julle moet dit saam met ons geniet. Dankie. Hoofstuk 1, die boodskap van die engel. In Nasaret sit 'n jong meisie, Maria, rustig aan haar dagtaak toe die engel Gabriël skielik vir haar verskyn. Sy skrik, maar sy voel ook 'n vrede wat sy nie kan verstaan nie. In Lukas 1, vers 30 tot 31 sê die engel vir haar: Moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Jy sal swanger word en 'n seun baar. Maria wonder oor hierdie groot misterie. Hoe kan dit wees? Hoekom ek? Sy weet nie alles wat voor lê nie, maar sy vertrou op God se kant. Sy antwoord: Laat dit so wees soos U gesê. Die hemel hou asem op en die verlosser se verhaal begin. Maria het nie die antwoorde gehad nie. Sy het net geglo. Jou reis begin soms ook met die eenvoudige: Here, ek vertrou U. Die liedjie wat ons eers gaan sing is Mary Did You Know?
Mattheus 1 vers 20 tot 21 sê, die kind in haar is van die Heilige Gees, jy moet hom Jesus noem. Wanneer Josef wakker word, weet hy presies wat om te doen. Hy neem Maria as sy vrou en hy stap die pad van geloof saam met hom. Wanneer dinge donker en onseker voel, praat God dikwels die duidelikste. Hy gee jou lig vir die volgende tree, nie die hele pad nie, net die volgende tree. Die volgende liedjie wat ons gaan sing is O Holy Night. It is the night of our dearest
beveel 'n volkstelling. Josef en Maria moet die lang pad na Bethlehem stap. Maria is moeg, haar lyf is swaar, maar sy hou aan. Al verstaan sy nie hoekom hulle nou moet reis nie, vertrou sy God se tydsberekening. Wanneer hulle Bethlehem bereik, is elke herberg vol. Tog is God se plan perfek. Soms voel dit soos jy op die verkeerde plek op die verkeerde tyd is. Maar God se plan vir jou is altyd presies op tyd. Al was jy nie daar nie, God is daar. En die volgende liedjie wat ons gaan sing is Al was ek nie daar nie. Oh
nagskof sien herder skielik 'n helder lig. 'n engel verskyn en sê: "Moenie bang wees nie. 'n Verlosser is vir julle gebore." Lukas 2 vers 10 tot 11. Skielik word die hemel gevul met 'n menigte engele wat sing: "Eer aan God, vreugde vir die wêreld." Die herders hardloop Bethlehem toe, vol opgewondenheid en hoop. God bring vreugde waar jy dit die minste verwag. Hy verander gewone mense in draers van goeie nuus. Volgende liedjie wat ons gaan sing is Joy to the World.
hy nie. Tog verklaar die skrif duidelik in Matteus 1:21, hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Jesus is nie net 'n baba in 'n krib nie. Hy is die redder van die wêreld. Hy bring vergifnis, hoop, liefde en nuwe lewe. Kersfees is nie meer as 'n dag. Dit is 'n uitnodiging om Jesus in jou hart toe in te laat. Dis persoonlik, my Jesus, my redder. Volgende liedjie wat ons gaan sing is Jesus, my Savior. Merry Christmas.
almal wat die verhaal hoor, kan nie stil bly nie. Die Heiland, die een wat duisternis breek, is gebore. Jesaja 9 vers 2 sê: Die volk wat in duisternis gewandel het 'n groot lig gesien. 'n Nuwe era het begin. Die lig het in die wêreld ingekom. Jesus bring lig in elke donker hoek van jou lewe. Waar hy verskyn, verdwyn duisternis. Lig wen altyd. Die volgende liedjie wat ons gaan sing is Die Heiland is gebore. Dit is ons afsluiting, so gaan ons asseblief vra dat almal opstaan en dat ons hierdie liedjie sing.